Nou, advokaat Mia Du Plessis is ook hier so by Lex Libertas se Future of Nations konferensie. Mia, vertel ons net gou, jy het nou so 'n bietjie begin met jou toespraak toe jy gepraat oor wie van julle wil skei en toe het niemand nou hulle hande opgesteek en toe sê jy wil skei. Maar verduidelik dit vir ons, wat het jy daarmee bedoel? Wat ek daarmee bedoel het, ek het vir my vergelyke egskeiding baie aan ons verhouding wat ons met ons land het. So, want mense is so lief vir jou land en dit gebeur ook met 'n egskeiding. Daar's baie trauma betrokke wanneer ons paadjies skei. So my vergelyking het daarop neergekom dat ek wil skei van 'n staat wat nie my regte beskerm nie. Net soos 'n vrou van haar man sal wil skei of 'n man van sy vrou wanneer daar nie na hulle omgesien word nie. En daar's inderdaad mense wat nou van die land skei, hulle pak hulle tassies, hulle gaan Amerika toe, hulle gaan Australië toe, alle lande, ander lande. So hulle weet presies eintlik waarvan jy praat. Hoekom doen hulle dit? Is hulle moedeloos? Wil hulle nie verder veg nie? Wat is die rede? Want jy het tog gesê, die wat agterbly is die lot wat moet veg. Ek stem saam. Ek kan nie eers van my eie familielede het jy weet is land uit en ek voel ons moet vir ons kinders, ek het 4 seuns, so ons moet vir ons land 'n oplossing probeer vind, want as ons almal gaan weghardloop, wat gaan van ons land oorbly? Daar gaan nêrens vir ons seun wees om na terug te kom nie. Wanneer ons praat van hierdie kongres van Lex Libertas, dan praat ons ook van selfbeskikking. En selfbeskikking gaan oor volketale, geskiedenis en verskillende kultuurgroepe. So, hoe sien jy is ons land se diversiteit? Want ons regering en almal sê unity and diversity, maar dan breek hulle die diversity af. So, hoe sien jy daai uitspeel? Die wettiese aspekte, jy het gepraat van die remedies van al hierdie groepe moet uitgeput word. Hoe doen ons dit? Ek dink, om eerlike antwoord, ek dink ons het nog 'n lang paadjie om te stap. Ongelukkig, jy weet, daar is, as ek dit nou so kan stel, wrywing. Jy weet, die politieke partye tans, so ek dink daar is nog 'n paadjie om te stap, maar ek glo, hoe meer mense saam staan, hoe vinniger kan ons daarby uitkom. Ernst het gepraat van die Lex Libertas is 'n denkskool of ek wil amper sê dinkskram. En hy het gesê ons moet ons breins gebruik en ons moet ons monde gebruik en ons hande gebruik. Waar sou jy sê vir ons kykers en mense wat vir jou luister, waar moet hulle betrokke raak en deel raak van 'n selfbeskikking beweging om dit so te stel? Ek sal sê mense moet probeer oplossing vind in plaas daarvan om te kerm oor wat nie werk in ons land nie, want ons het baie daarvan. Ons het sosiale media en ons lees elke dag almal kla, hulle noem hulle die Karens. Almal kla altyd oor die probleme wat daar is, oor die miljoene probleme en ek sê kom ons probeer saam 'n oplossing vind. As jy jou fokus daarop sit om liewer 'n oplossing te vind en liewer positief, ek dink dit is waarby elke Suid-Afrikaner tans kan begin, is deur om meer positief te dink en minder te kla oor dinge wat nie werk nie en probeer om liewer 'n positiewe verandering te maak. Daar sê Mia, ons sê vir jou baie dankie en baie sterkte vir julle en dankie vir die toespraak. Ons sal weer die gesprek gaan luister vir die van julle wat meer wil sien oor die toesprake wat hier plaasgevind het by Lex Libertas, kan gerus net Lex Libertas of Boer Media dophou. Baie dankie.